Geliefdes, as u Bybels hier het, is u welkom om saam met my te blaai na Openbaring hoofstuk 15. Van u is daar besoekers hier, u weet dit nie, ons is, van u is lidmaat en u weet dit dalk ook nie, maar ons is eintlik besig met 'n reeks uit Openbaring, ons het so lank terug na Openbaring gekyk, so daar het soveel dinge gebeur, en uiteindelik kom ons weer terug by die boek van Openbaring, ons is by hoofstuk 15, ons gaan na al 18 verse kyk. Een van die ouderlinge het nou hier agter vir my gesê, dat dit nou maar min mense vanmôre, so dit gaan seker nou 'n kort preekie wees, en laat my dink aan die verhaal van die dominee wat by die kerk kom, en dan is daar net een lidmaat, en dan besluit hy het geleer, as jy, of daar nou 1 is, of daar nou 100 is, jy moet preek, en dan sê hy, die skape moet die voer kry, weet so, dis maar hoe dit werk, en dan preek hy hierdie lang uitgerekte preek vir die een lidmaat, en dan sê die lidmaat nou het hy vir hom, doen is ook nie nodig om al die voer vir een skaap te gee nie. So vanmôre is ons maar min, maar ek waarsku vir u, Openbaring is 'n taai een, u ken dit nou al, en daar's baie simboliek, en daar's baie, dis 'n moeiliker boek, en dit is so, en daarom dat ons nie elke Sondag daarna kyk nie, maar probeer om so elke tweede of derde Sondag stil te staan by die boek van Openbaring, en die gedagte is dat as u dit weer gaan deurlees, en u moet dit asseblief gaan doen, sodat u die goed kan vaslê. Want jy sal hoor, daar's baie beelde en daar's baie beeldspraak wat gebruik word. Dit is 'n bietjie moeiliker, maar ek gaan probeer om vir u klein porsies te gee vanmôre, dat dit verstaanbaar is as die Here ons daarin sal help. Maar voordat ons daar kom en saam luister na die woord van die Here, kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam en vra dat die Here ons ook sal seën by die aanhoor van sy woord. Almagtige God en Hemelvader, Here, ons het met verwagting gekom om na die woord te luister. Here, wat 'n voorreg is dit nie, dat sondaar mense hier by mekaar kan kom in die genade wat u vir ons skenk. Sonder vrees van vervolging, sonder die vrees van oordeel, kom ons na u troon, nie uit onsself nie uit ons eie werke nie, maar deur die genade van ons Here Jesus Christus alleen. Omdat u u seun na hierdie wêreld gestuur het ons die voorreg, die geleentheid om hier by mekaar te kan kom. Here, ons dankie vir elkeen wat hier is. Ons merk op dat baie van ons lidmate nie hier is vanmôre nie, baie het verskoning gemaak en is elders vir die skoolvakansie. En ons bid en vra dat u met hulle ook sal wees, dat die hand van genade oor elke gesin wat op die pad is sal hou, dat hulle ook lekker sal rus, veilig sal terugkom hier by die huis. Maar Here, daar is ook die wat vanmôre nie wou kerk toe kom nie, wat nie wil luister na u woord nie, wat nie belang stel nie. En dit is vir daai lidmaat en besonder wat ons intree vanmôre. Vra dat u tog in hulle harte ook sal werk, dat u met hulle sal werk deur die Gees en sal nader trek, sodat ons as gemeente Sondag na Sondag hier in ons volle getal by mekaar sal kom, soos wat u van ons vra. Dat ons nie die onderlinge byeenkomste sal versuim nie, maar sal kom om saam met medegelowiges u te loof en te prys. Here, vir die van ons wat hier is, doen ons dit met oorgawe. Ons is dankbaar vir die genade. Ons gebed is dan ook dat u vanmôre ons sal lei in hierdie uur wanneer ons kyk na u woord. Ons bid en vra dat u swakke diensknegt sal bedek en dat u tot elkeen van ons sal spreek. Ons bid hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Openbaring hoofstuk 15. En weer eens, jy kan maar as jy Bybel het, miskien maar die Bybel oophou as jy wil, want ons sal weer terug verwys na verse, ek sal dit ook weer lees, want jy sal nou hoor, dit is baie beeldryk, en ons gaan dit nie altyd alles onthou nie, so as jy kan, hou sommer die Bybel op die skoot oop. Openbaring 15 daarvan na vers 1. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met die 7 laaste plaag, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. En ek het gesien iets soos 'n see van glas gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met sieters van God. En hulle het die lied gesing van Moses, die diensknegt van God, en die lied van die lam en gesê,
Groot en wonderlik is u werke, Here God almagtig. Regverdig en waaragtig is u weer, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. En na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen, en die 7 engele met die 7 plae het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein blink linne, en om die bors omgord met goue gordels. En een van die 4 lewende wesens het aan die 7 engele 7 goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God, wat leef tot in alle ewigheid. En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 plae van die 7 engele voleindig was nie. Tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, as ek nou vanmôre vir u moet vra, wie is die gelukkigste mense op aarde? Dan sal ons nou hier 'n hele klompie antwoorde kry, dit hang af, seker hoe oud jy is en waar jy in jou lewe staan. Gewoonlik sal die ouer mense vir jou sê, die gelukkigste mense is die mense wat gesond is. As jy kan opstaan sonder pyn en skete, dan is jy gelukkig. Die jonger mense sal sê, die gelukkigste mense op aarde is die ryk mense. Hulle het baie geld, hulle kan doen net wat hulle wil. En as jy nou hier in die middel is en jy het 'n klomp kinders in die huis en dit gaan maar partykeer rof, dan sê jy, weet jy, die gelukkigste mense is die mense wat sy huwelike werk en sy verhoudings met die kinders goed gaan. Hulle is die gelukkigste. En so sal ons nou 'n klomp verskillende menings kan hê van wie is nou die gelukkigste. Maar kom ons draai die vraag so 'n bietjie en ek vra vir jou so 'n bietjie anders. Vra wie gaan die gelukkigste mense wees op die oordeelsdag? Wie gaan dan die gelukkigste wees? Want nou is dit met 'n heeltemal 'n ander prentjie te doen. Want as ons by die oordeelsdag kom, dan maak dit nou nie meer saak hoeveel geld jy gehad het nie. Maak nie saak hoe suksesvol jy was in jou loopbaan nie. Dit maak nie saak hoe gesond jy was. Maak nie saak hoeveel mense van jou gehou het of nie van jou gehou het nie. Die enigste vraag wat dan gevra gaan word en wat saak maak is, waar staan jy met God? En wanneer ons hier by Openbaring 15 kom, dan sien ons in hierdie beweging, want dit is maar so in fases gedeel, het al vir gesê, Openbaring is in siklusse, hy begin van vooraf die hele tyd, en dis dieselfde ding, hy kyk hom net uit 'n ander hoek uit, en nou is ons weer op pad na die einde toe, ons het nou begin al, die aanloop hier van hoofstuk 12 af, en hy gaan nou na die einde se kant toe, en hoofstuk 12 begin hy, en hy sê, die draak kom vir die kerk, en die duiwel soek die gelowiges op, hy wil die gelowiges vernietig. In hoofstuk 13 verduidelik hy hoe hy dit doen. Hy sê, daar's die dier uit die see, simbolies die antichrist, en ons het gesien, dit beteken, hy gebruik regerings, hy gebruik groot geldmag, groot maatskappye, dis die mense wat die wêreld in 'n sekere rigting druk, weg van die Here af. En hy gebruik aan die ander kant die dier uit die aarde, dis die valse profeet, en dan word dit in die kerk self, daar's ook misleiding binne die kerk. Dis hoe die Satan probeer om die wêreld weg te kry van die Here af. Dan kom hoofstuk 14 waarsku die Here en sê, pas op, daar kom 'n finale oordeelsdag. Daar gaan 'n dag kom wanneer die genadetyd stop. Daar's 'n finale afrekeningsdag. Pas op, vir die wêreld word opgeroep om mooi te kyk wat hulle besluit en wat hulle doen. En as ons hier in hoofstuk 15 kom, dan is die logiese afleiding wat mens nou moet kom, as jy nou deur die boek werk, dan is dit nou kom dit. Want in hoofstuk 14 was er nou 'n ernstige waarskuwing, dit gaan nou gebeur, en nou is dit so asof jy eintlik amper op die punt van jou stoel sit en sê, okay, wat gaan nou gebeur? Wat is die oordeel nou? En dan kom ons hier in hoofstuk 15 en dan is dit nie dit nie. Dan is daar eintlik so 'n bietjie van 'n stilte voor die storm. Want voordat Johannes vir ons gaan beskryf hoe die skale uitgegooi word, of die bakke, party vertalings sê die bakke, party die ou vertaling sê die skale. Nou dis nou maar 'n bak, dis 'n beeld wat gebruik word van 'n bak wat uitgegiet word op die aarde. En elke keer as 'n skaal of 'n bak uitgegiet word, dan kom daar weer 'n plaag, en nog 'n plaag, en nog 'n plaag. En dit sal ons nou met die volgende ronde sien wat presies gebeur in hierdie laaste tye. Maar voordat hy daar kom, voordat die plaag uitgegiet word, dan ruk die Here vir Johannes eers in die hemel in om vir hom daar iets te wys. Wat sien hy daar? In die hemel
sien hy nie 'n klomp mense wat paniekerig rondhardloop en die engele buite hulle naels en almal het hulle hande in hulle hare en wat gaan nou gebeur, die oordeelsdag is hier, wat gaan van ons word nie? Niemand is paniekerig en hardloop rond nie. Sien, in die hemel is die kinders van God veilig, rustig, vol vreugde, singend voor die Here. En wat moet ons dan raak sien? Ons moet raak sien dat vir die kinders van God is dit nie nodig om paniekerig te wees of bang te wees vir die oordeelsdag nie. Ons wat kinders van die Here is, hoef nie bekommerd te wees oor die oordeel wat kom nie. Hoekom nie? Is nie omdat ons beter mense as die ander is nie. Is nie omdat ons minder sonde doen as die wêreld daar buite nie. Maar is omdat Jesus Christus reeds die oordeel wat ons moet ontvang op homself geneem het, toe hy die dag aan die kruis gesterf. Daarom het ons rustigheid. En daarom kan die kerk sing. Al is die wêreld daar buite besig met hulle ding en hulle is daar paniekerig oor die oordeel wat hulle behoort te wees, ons hier binne, ons kinders van die Here kan sing, ons kan 'n rustigheid in ons hart beleef. En dis wat ons in die teks vanmôre sien. Die kerk sing ten spyte van dit wat daar buite in die gang is. Ons gaan hier in die teks uit wil ek vir 3 dinge wys. Eerstens, dat God bring sy kinders veilig deur hierdie oordeel, na die ander kant. Tweedens gaan ons sien, God se kinders weet dat die oordeel is regverdig. En derdens sal ons sien, niemand kan dit keer nie. Die oordeel van God gaan gebeur. Daar is niks wat dit kan stop nie. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na die teks self. Ons begin by vers 1 en 2. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met die 7 laaste plaag, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. En ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier, en oor sy beeld, en oor sy teken, en oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met sieters van God. Nou as jy aanvanklik na vers 1 kyk, dan is dit, soos ek sê, dan sit nou daai opgewondenheid amper om te sê, maar wat gaan nou gebeur? Hier is die 7 engele, hulle verskyn nou met die 7 plaas, nou, die einde kom nou. En dan sit asof die Here sê, nee, wag so 'n bietjie, Johannes, laat ons net gou, voor jy sien wat gaan volgende gebeur, voor ons by hoofstuk 16 kom, met die 7 skale wat uitgegooi word, kom ek wys net gou vir jou, so ietsie hier in die hemel. Kom ek trek vir julle die gordyn weg, en hy sê, kyk waar staan my kinders. Kyk waar is die gelowiges, waar is die kinders van God, waar is hulle in hierdie proses? En waar is hulle? Vers 2 sê, hulle staan langs die see van glas. Ek sien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier, en oor sy beeld, en oor sy teken, en oor sy getal, hulle staan nie langs die see. Nou, voordat ons by die see self kom, let net op, hoe word die kinders van God beskryf? Hy noem hulle nie die slagoffers, of die martelare, of die mense wat net oorleef het nie, hy noem hulle die oorwinnaars. Nie omdat hulle sterker as die dier was nie, en nie omdat hulle vervolging vrygespring het nie, maar omdat hulle kinders van die Here is, omdat Jesus Christus aan die kruis die oorwinning behaal het. En die wat in hom dan vashou, word gesien as die oorwinnaars wat by hom is. En waar is hulle in hierdie beeld? Hulle staan hier langs die see van glas. Nou as ons nou hoor, die see van glas, dan maak dit nou nie vir ons vreeslik sin nie. Maar vir die eerste lesers van wat hierdie brief sou ontvang, sou daar nou klokkies aangaan. Want dis nie die eerste keer in die geskiedenis van die wêreld, van die Bybel, dat God se volk langs 'n see staan, terwyl die vyand gestraf word nie. So mooi bietjie daarin dink bietjie terug aan die uittog uit Egipte. Israel wat uit Egipte land uittrek, hulle is op pad na die beloofde land, en dan kom hulle by die Rooi See, en daar sit hulle vas, nêrens meer te gaan nie. Skielik kom Farao en sy strydwaans van agteraf, aangejaag, om hulle te kom doodmaak, geen uitkoms, weet nie watter kant toe nie. En wat doen God? Hy doen die wonder, dat die see ooptrek, en hier stap sy volk, droë grond, deur die see, veilig na die ander kant, en in die oomblik wanneer Farao dit dan sien, dan jaag hy agterna, die see gaan toe, en so word die vyand van God geoordeel, en kom hulle tot 'n einde. Wat doen Israel aan die ander kant van die see? Gaan lees bietjie, die uittog is hoofstuk 14 in Exodus. Wat gebeur direk? Hoofstuk 15, Exodus 15. Begin met, toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied
tot eer van die Here gesing. En dan word vir ons die lied gegee. So sien jy die prentjie? Presies dieselfde. Presies dieselfde gebeur, net op 'n baie groter skaal. Die kerk staan nie meer langs die Rooi See nie. Die kerk staan nou langs die see van glas. Nie voor Farao nie, maar voor die wêreld wat nou geoordeel gaan word op die finale oordeelsdag. En nie meer op pad na Kanaan toe nie, maar op pad na die ewige lewe, die ewige Kanaan. En net soos Israel destyds, nadat hulle verlos is, 'n loflied sing, so sing die kerk ook 'n loflied. En daarom sê Johannes hier in vers 3 en 4, hulle sing die lied van Moses en hulle sing die lied van die Lam. Dit is nie twee verskillende liedere, dit is eintlik dieselfde lied. Dit is 'n verlossingslied. Moses het dit gesing toe hulle uit die Egipte verlos is, en die kerk sing natuurlik vandag omdat ons deur Christus verlos is. Maar die uittog uit Egipte was nog nooit die eindbestemming nie. Dit was nog altyd net die heenwysing, die teken, dan wys na Christus. En net soos Israel onder die bloed van die paaslam beskerm is, so word ons, as die kinders van God, onder die bloed van die lam van God beskerm. En net soos Israel deur die see gegaan het, na hulle beloofde land toe, so sal ons deur hierdie oordeelstyd ook veilig bewaar word deur die Here en aan die ander kant gebring word. En net soos wat Israel aan die ander kant van die see staan en uiteindelik sing, ons is verlos, so sal die kerk uiteindelik ook aan die ander kant, elke gelowige saam en sing, want ons verlossing in Christus eendag as ons in die hemel is. Maar daar's nog iets. Johannes sê, hierdie is 'n see van glas. Nou die see in die Bybel, moet jy weet, is nie 'n positiewe plek nie. As ek en jy dink in die see, dan dink ons aan roomys en bruingebrande lywe en lekker vakansietyd. As jy die woordjie see in die Bybel lees, dis nie hoe die mense gedink het oor die see nie. See in die Bybel is altyd negatief. Dit is chaos, dis onstuimig. Hulle het geglo daar's monsters in die see. Dis nie 'n lekker plek nie, dis 'n plek van dood en gevaar, so daar's 'n baie negatiewe konnotasie aan die see. Maar hier lees ons dat die see is stil. Dis glad soos glas. Hoekom? Want by God is daar nie chaos nie. En daarom is niemand in die hemel paniekerig en hardloop rond en kou hulle naels af, want die oordeelsdag is daar nie, want God is daar. En daar's 'n kalmte. Want waar God is daar rustigheid. Daar's nie chaos nie. En Johannes voeg dan by, hierdie see is met vuur gemeng. Nou hoekom vuur? Vuur is die teken in die Bybel van God se heilige oordeel. Met ander woorde, dit wys vir ons, die oordeel gaan nou kom. Onthou, dit is nou, in die boek Openbaring bou dit nou op. Die volgende hoofstuk sien ons dan nou uiteindelik die skale wat uitgegooi word, hoe lyk die oordeel? Die vuur simbolies van, dis seker, dit kom. Wat moet ek en jy dan raak sien? Wat moet die gelowiges hier hoor? Met raak sien, jy's nie in die vuur nie. Jy's nie onder die vuur nie. Die gelowiges staan veilig langs die see. Die oordeel gaan kom, dis verseker. Die vuur is daar, maar ons is reeds veilig by God. En geliefdes, is dit nie maar presies wat die Here Jesus Christus kom doen het nie. Weet, baie mense dink dat as ek 'n Christen word, dan gaan dit met my maklik gaan. Dis mos wat die voorspoedsteologie vandag vir ons in die wêreld leer. Hulle sê vir jou, as jy kind van die Here word, dan is dit altyd maklik. Dit is altyd voorspoedig. Dit is altyd rykdom. Jy's altyd gesond. En dis mos die gedagte wat hulle vir ons wil leer. Dis nie wat die Bybel leer nie. Dit het nog nooit so gewerk nie. Dink gou 'n bietjie. Nou gaan ek teruggaan op jou kindergeheue, want die meeste mense ken die Bybel maar uit stories wat hulle gehoor het uit hulle sonndagskool daar. Dink gou 'n bietjie aan Noag en die ark. God het nie Noag weg van die vloed afgevat nie. Hy is ook deur die vloed, maar hy is beskerm tydens die vloed. Dink nou maar aan die Egiptenaar en die 10 plaae. God het nie eers Israel weggevat en gesê nou kom die 10 plaae oor die mens nie. Die 10 plaae was daar en God het net sy mense tussen dit deur beskerm. Daniël in die leeukuil. God spaar hom nie van die leeukuil nie. God is net daar en hy sluit die bekke van die leeu's. Selfs met Daniël se vriende. God haal hulle nie weg van die vuur af nie. Hulle is in die vuuroond, maar God is daar saam met hulle. En die kerk van Christus word nie beloof dat ons vervolging en swaar kry sal vryspring. Openbaring het ons nou reeds geleer
dat die kerk juis vervolg sal word. Die dier kom om die kerk te vernietig. Die groot maatskappye en die geldmag en die wêreldregerings sal probeer om die Christendom dood te druk. Die valse profeet sal in die kerk inkom om juist te probeer om hier skering te bring. Die Satan loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek om te verskeer. Maar deur dit alles heen, sê Jesus Christus, hy onderhou sy kerk. Hy beskerm sy mense. En dis waarom die kerk gaan sing. Nie omdat ons pad maklik is nie. Nie omdat daar geen moeilike probleme of struikelblokke is nie. Maar omdat ons weet dat deur die lam is ons veilig en hy is by ons. En dis ook vanoggend se troos. Ons leef in 'n wêreld waar die oordeel van God al hoe nader kom. Jy is vandag nie naaste aan God se oordeelsdag wat jy nog ooit was. En môre is jy een dag nader. En die dag daarna nog nader. Dit kom al hoe nader en nader. Maar ons as gelowiges hoef nie bang te wees nie. Ons hoef bang te wees vir die oordeeldag. Nie omdat jy goed genoeg is nie. Nie omdat jy minder sonde as ander doen nie. Maar omdat die oordeel wat jy moes ontvang, juis vir jou op die kruis gedra is deur ons Here Jesus Christus. En daarom sal die regter wat eendag op die troon sit, oordeel, dieselfde Christus wees as vandag jou saligmaker verlosser is. En is daarom dat die kerk sing. Daarom is daar by ons 'n loflied. Daarom is daar by ons blydskap. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat ons aan hier leer is dat God se kinders weet die oordeel is regverdig. Dis vers 3 en 4 van ons teks. Nadat Johannes nou eers vir ons gewys waar staan die kinders van die Here? Hy sê hulle staan hier langs die see. Troostend, nie bekommerd wees nie. Dinge gaan nou gebeur, maar julle is hier veilig. En dan sê hy, wat doen hierdie klomp kinders van die Here? Ons het alreeds gesien, hulle sing die lied van Moses, die diensknegt van God en die lied van die lam. En dan vra mens weer, maar hoekom sal hy nou wil hê ons moet weer die lied van Moses sing? En dis juist daaroor dat Johannes jou wil terugvat na die Rooi See toe. Nadat Israel veilig deur die see getrek het, nadat God vir Farao geoordeel het, het Moses hulle gesing. En nou sal die kerk weer langs die see staan. Maar die keer nie die Rooi See nie, die see van glas. En nou sing hulle weer. Maar die keer sing hulle nie net die lied van Moses nie, hulle sing ook die lied van die lam. Want jy sien, dit wat Moses hulle deurgemaak het en moes deurmaak, was eintlik maar net 'n heenwysing na wat Christus vir ons sou doen. In die eerste Exodus, daar van Moses hulle, is Israel uit Egipte verlos. Waarna dit gewys? Na Jesus Christus wat my en jou uit die sonde van die Satan verlos. Die dood en die houvas van die Satan oor het, hy het ons daarvan verlos. Na die eerste Exodus het hulle opgeëindig in die beloofde land. Openbaring 15 wys vir ons dat uiteindelik is die gelowiges waar langs die Here in sy teenwoordigheid in die beloofde land, in die land van melk en honing. En daarom is dit eintlik een lied. Dis een verlossingslied, dis een God, dis een verlosser. Maar kyk nou 'n bietjie na die lied self wat hier vir ons gegee word. Waaroor sing hulle? Hulle sing nie oor hulle self nie. En hulle sing nie oor hulle lyding nie. Hulle sing nie eers oor hulle verlossing nie. Waaroor gaan die lied? Dink nou maar net vir 'n oomblik, as dit nou as Johannes nou die hemel moes beskryf soos wat mense vandag oor die hemel dink, dan sou dit alles gegaan het oor die mens. Dan sou hulle gesing het oor, kyk die mooi krone wat ons ontvang het toe ons in die hemel kom. Wow, kyk die mooi goue strate wat ons nou hier gekry het. Pragtig. Kyk net ons verlossing wat na ons gekom het. Dis hoe mense in die hemel oor die hemel dink. Wat gaan ek eendag daar kry? Wat gaan daar vir my wees? Nee, dis nie hoe dit gebeur nie. Hy sê in die hemel bly God nog steeds die middelpunt van alles. Selfs die grootste verlossing eindig nie by die verlosters nie, maar by die verlosser self. Kyk wat sê vers 3 en 4. Groot en wonderlik is u werke. Regverdig en waaragtig is u weë. Wie sal u nie vrees nie? Al die nasies sal u aanbid. Weet jy wat Johannes eintlik sê? Hy sê voor die oordeel, God se oordeel oor die wêreld kom, sing die hemele. Nie oor die oordeel nie, maar oor God. Hoekom? Want hulle weet, as God oordeel, is dit regverdig. God sal reg maak. God sal nie onreg toelaat nie. Hy is volkome heilig, hy is volkome goed, hy is volkome regverdig.
Eeue van tevore het Abraham al in Genesis 18 vers 25 gesê, sal die regter van die ganse aarde dan geen reg doen nie, en Openbaring 15 kom sê, ja, hy sal. Moenie bekommerd wees nie, die regter sal sorg dat die regte dinge moet gebeur. En dis ook vir ons weer eens 'n troos. Want hoeveel van ons voel nie partykeer, waarom laat God hierdie goed doen? Hoekom laat God hierdie ding gebeur? Hoekom het God dit nie gestop nie? Wanneer gaan reg en geregtigheid nou geskied? Wanneer kom dit? En Openbaring 15 sê, moenie bekommerd wees nie. Daai dag sal kom. En wanneer God aan daai dag optree, sal daar geen foute wees nie. Daar sal geen verkeerde uitsprake wees of onregverdige oordeel nie. Niemand gaan op 'n mediese parol wegkom of een van hierdie maniertjies wat ons regering vandag probeer nie. Stuur jou tronk toe, dan gaan jy vir 3 sekondes die tronk en dan sal mediese parol vir jou. Dit gaan nie werk nie. Daar sal reg en geregtigheid geskied. En daarom kan die kerk nou al sing. Nog voor die oordeel kom, so kan ons in blydskap uitsien. 'n dag sal kom. Dag van die Here sal kom. En dan kom ons by die laaste deel van die teks. En ons sien niks sal dit kan gebeur. Johannes sien die beeld. Hierdie keer sien ons van 'n tempel wat oop gaan, sê hy. En as ons dink aan 'n tempel wat oop gaan, as ons dit nou hoor, dan dink ons dadelik aan, wonderlik, nou kan ons nader aan die Here kom. Die deure gaan oop, daar's nou toegang, nou kan ons ingaan, nou gaan ons aanbid en loof en prys en die klas van dinge. Maar dis nie die beeld wat hier gegee word nie. Die beeld hier is 'n bietjie anders. Die tempel gaan nie oop sodat mense kan inkom nie. Die tempeldeure gaan oop sodat die engele kan uitgaan. En nou bring hulle nie meer die blye boodskap van die evangelie nie, hulle bring nou die 7 skale. Hulle bring nou die oordeel van God. En Johannes beskryf hulle in helder, rein linne klere met goue gordels. Hoekom word dit so beskryf? Want jy moet besef dat God se oordeel is goed en dis reg en dis regverdig. God stuur nie sy engele uit en sê, nou gaan ek julle kry. Soveel 1000 jaar het julle gehoor, nou straf ek vir jou nie. Daar's nie 'n wraakgierigheid by God nie. God se engele gaan uit, en wat goed is, en wat reg is, en wat regverdig is, dit word gedoen. Dis wat gebeur. En dan staan daar in vers 18, en die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag. Nou dis nie die eerste keer dat ons hoor van 'n tempel wat vol rook word nie. Dis eintlik 'n paar plekke in die Bybel opgeteken. As jy dink aan toe hulle uit Egipte uitgetrek het, dan het hulle mos die tabernakel opgeslaan. En vir die kinders, die tabernakel was 'n tent geweest en daar binne het hulle die Here, dit was maar soos 'n skuifbare kerk. So oral waar hulle getrek het, hulle die tabernakel opgestel en daar het hulle die offers gebring, daar het hulle die ontmoeting met God gehad. Dit was die kerk terwyl hulle in die woestyn tog was. En wanneer die tabernakel in Eksodus 40 die eerste keer opgeslaan word en hulle dit inwy, dan lees ons dat die heerlikheid van God neerdal soos 'n wolk, dat die plek word gevul met rook. Dit wys God se teenwoordigheid is daar. Jare later as koning Salomo die groot tempel bou, dan wy hulle dit in 1 Konings 8 en 2 Kronieke 5, dan sien jy presies dieselfde. As die gees van God neerdal op die tempel, dan word dit gevul met rook. En nog later, in Jesaja se tyd, as Jesaja dan die visioen sien van die Here op die troon, dan sê hy die tempel is gevul met rook. Alles beteken dieselfde ding. God se heilige teenwoordigheid is daar. Hier is God. En dan voeg Johannes hier in vers 8 by, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 plae en die 7 engele volëindig was nie. God is hier in sy tempel, is vas, is besluit, dit gaan nie verander nie. Sy oordeel gaan nou uit, niemand kan in of uitgaan nie. Dis verby. Niemand gaan dit keer nie, niemand gaan dit verander nie. Die tyd van waarskuwing is verby, die deur van genade is nou gesluit. En nou breek die dag van afrekening aan. En geliefdes, vir die wêreld daar buite, die ongelowige, is dit die verskriklikste ding om te hoor. As jy nie die Here ken nie, dan sal dit die verskriklikste dag van jou lewe wees. Maar vir jou wat hier sit, 'n kind van die Here is, sê die woord, jy hoef nie paniekerig te wees nie, hoekom nie? Want wat het Johannes gesê, waar gaan ons wees, terwyl hierdie oordeel gebeur? Veilig langs die see.
in die hande van die Here. Hy sal ons bewaar, hy sal ons deur hierdie ding dra, by God, singende. Vir die wêreld, sal dit die dag die grootste verskrikking wees, maar vir die kerk, sal dit die begin van die finale verlossing wees. En daarom hoef ons nie bang te wees nie. En daarom kan die kerk sing. God sal dit wat hy beloof het doen. Hy sal die ongeregtigheid straf, maar jou sal hy veilig deurdra aan die hemel toe. Kom ons terug na die vraag wat ons in die begin gevra het. Wie gaan die gelukkigste mense wees op oordeelsdag? Openbaring 15 sê, is nie die rykstes nie. Is nie die slimstes of die mooistes of die suksesvolstes of die gewildstes nie. Want die wat in die lam behoort. Hulle sal sing. Nie omdat hulle sulke goeie mense was nie, maar omdat Jesus Christus vir hulle sonde afgewas het met sy bloed. En dis die wonder van die evangelie. Op Golgotha het die oordeel waarvan Openbaring 15 hier praat, nie eerste na die wêreld toe gekom nie, dit eerste na Christus toe gekom. En toe hy daar aan die kruis hang en roep, my God, waarom het U my verlaat? Het hy die straf gedra vir sy kinders, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Beteken, vereenvoudig, beteken dat daar is eintlik maar net een van twee moontlikhede. Op die oordeelsdag gaan jy of deur Christus geoordeel word, of jy gaan deur Christus beskerm word. Dis al wat daar is. Vir die een sal daardie die verskriklikste dag denkbaar wees, vir die ander sal dit die wonderlikste dag wees wat daar kan wees. Want die regter wat op die troon sit is dieselfde Christus wat vandag jou saligmaker en verlosser is. En daarom is die groot vraag hier in Openbaring 15 nie, wanneer gaan dit gebeur? En hoe moet ons nou wag en wanneer moet dit gebeur nie? Dis nie die vraag wat jy moet vra nie. Die vraag wat jy moet vra, die belangrikste vraag is, ken jy die lam? Ken jy die lam? Want as jy hom ken, hoef jy nie bang te wees vir niks nie. Dan kan jy uitsien na die oordeelsdag. As jy hom ken, dan kan jy nou al begin sing. Sing ons as kerk saam. Hoekom? Want die lam het klaar geword. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, in 'n tyd waar ons so vasgevang word in vrese, daar is soveel tegnologie, soveel nuusberigte, soveel videoetjies wat vir ons aangestuur word, soveel dwaalleer. En met al hierdie dwalinge kom daar onsekerheid. Dankie vir U woord, wat deur die eeue weer klink, om vir die gelowiges hierdie sekerheid te gee. U bly in beheer. En ons wat U kinders is, sal veilig deur hierdie moeilike tyd gedra word. Ons besef, net soos wat dit nog al die eeue gegaan het, het U nie mense uit hierdie wêreld weggeneem en weggevat van die seer en die swaar kry nie, maar U het hulle gedra deur dit. En so moet elkeen van ons ook deur baie dinge gaan. Maar dankie dat U daar is, dat U ons deur hierdie dinge dra, en dat ons uiteindelik saam met die gelowiges, saam met die kerk van alle eeue, aan die ander kant van die see sal staan, en 'n loflied sal sing. Here, mag ons nou al sing daarvan. Mag ons nou al dit verkondig aan die wêreld, sodat ander ook sal rus en vrede vind. Ons bring aan U die lof, en die dank en die eer, as ons vanmôre hierdie troostwoord hoor. In Jesus naam. Amen.